Goeienaand en welkom by Vanaand se aanlyn Bybelstudie. Hier waar ek op die oomblik is dit yslik koud daar buite. Die wind huil sommer so en die reentjies val ook hier in die winter, maar ons is dankbaar om in die hitte van die woord saam te kan wees vanaand en saam die Here ook op hierdie manier te kan eer. Dankie dat julle ingeskakel het. Ek hoop julle is almal knus en warm daar by julle huise en dat julle saam met my hierdie Bybelstudie, soos wat ons deur die Evangelie volgens Johannes beweeg, saam met my sal geniet. Kom ons begin op die regte manier. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie baie dankie vir al die ongelooflike genade wat U vir ons het, wat ons soms nie raak sien nie. As dit so koud is buite, Here, en die mense kla so oor die weer wat in die verkeerde plekke val en wat bietjie te koud is of bietjie te warm is, ag Here, dan dink ek maar net aan hoe dankbaar ons behoort te wees dat ons 'n trei aan ons rug het, dat ons in warm huise kan sit, en dat ons eintlik nog ten spyte van hierdie weer kan oorleef en U kan eer en kan lief hê. En vanaand is nie 'n uitsondering nie, Here, ons dank U vir die ongelooflike voorreg wat ons het om U woord te kan open. Dankie Here Jesus vir die lewe wat daarin vir ons opgeteken is. Dankie dat dit nie net 'n akademiese boek is wat ons bestudeer nie, maar die woord van God is wat lewe tot ons spreek. Dit is deur die woord, Here, dat ons U leer ken en deur die woord dat ons lewe. En daarom is dit my opregte begeerte om vanaand my oë te sluit en U te vertrou, o Heilige Gees, om die interpreteerder van U woord te wees en om hierdie woord ook in ons harte en in ons lewens te kom toepas. Skryf dit daarom op die tafels van ons hart en ontvang U al die eer en aanbidding daarvoor, want U alleen is dit waardig. Seën en wees asseblief met elke persoon wat ingeskakel is, wanneer hulle ook al inskakel, en laat hulle ervaar dat deur U woord U lewe. Ons loof U tot in alder ewigheid, want U is dit waardig. Amen. Nou ja, kom ons trek weg en ons kyk na die volgende gedeelte in die Evangelie volgens Johannes. Vanaand gaan ons kyk na die heel laaste gedeelte van die proloog. Nou die proloog is amper so 'n voorskou wat ons kry in die Evangelie voordat ons by die regte verhale uitkom wat in hierdie Evangelie vir ons opgeteken is. Ons is opgewonde om volgende week te begin met van hierdie verhale, maar vanaand kyk ons nog na die laaste gedeelte van die proloog. Ek lees dit graag vir ons. Die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1 vers 10 tot 4. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. My heel eerste opmerking wat ek raak sien wanneer ek na hierdie evangelie kyk, is die pragtige manier hoe Johannes die begin en die einde van hierdie proloog bymekaar vat. In vers 1 het ons gesien, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God gewees. En word ons aan die Here Jesus voorgestel in hierdie kosmiese realiteit waar hy voor die skepping by God is, God self is en deur hom word alle dinge geskape. Johannes trek dit dan deur al die pad na vers 14 toe, waar ons die menswording van die Here Jesus en ook die openbaarmaking van die identiteit van hierdie lig baie duidelik raak sien. In Johannes 1 vers 14 sien ons, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Nou ons gaan baie deeglik na daardie versie kyk wanneer ons by hom kom, maar die eenvoudige waarheid, hierdie ewige skepper,
hierdie God wat van die begin af was, hierdie een wat is en wat was en wat kom, deur wie alles geskape is, hy het vlees geword en onder ons gewoon. Hy het nie sommer net hier aan ons verskyn nie. Hy het nie iemand ingegaan wat hy nie was nie. Hy het self vlees geword, soos ek en jy geword, sodat hy verlossing en versoening tussen mens en God kon bewerk. Wat 'n kosbare manier om hier aan die begin van die evangelie alreeds die hele evangelie verhaal eintlik op 'n pragtige manier op te som. Hy gaan vir ons deur die loop van hierdie hele evangelie dit kom uitbeeld, dat hierdie een wat onder ons gewoon het, hierdie een wat die wonderwerke verrig het, wat ons gesien en gehoor en gevat het, hierdie een wat daar was om die genesingswerke te doen, hierdie een kom nie net van hier af nie, maar hy is die God van alle eeue wat gekom het om onder ons sy tent te kom maak. En dit is 'n kosbare beeld wat ons in hierdie evangelie dan baie duidelik gaan raak sien. So kom ons spring weg en dan kyk ons vers vir vers na hierdie laaste paar verse van die proloog en dan probeer ons bepaal wat is dit wat Johannes dan nou vir ons wil sê. Kom ons begin. Ons begin deur te kyk na vers 10. Vers 10 sê: Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Nou daar's 'n paar eenvoudige dingetjies wat ons kan raak sien wanneer ons na hierdie vers kyk. Die heel eerste ding wat ek wil opmerk is dat Johannes eintlik 'n bietjie moeilike taal hier gebruik wanneer hy die woord wêreld op drie verskillende maniere gebruik. Die woord wêreld of kosmos in Grieks kan op verskillende maniere in verskillende kontekste verskillende dinge beteken. Maar ek glo dat wanneer ons hierdie versie mooi ontleed en verstaan wat hier sê, dat die betekenis daarvan ook vir ons duidelik sal word. Die eerste opmerking wat ek graag wil maak, gaan oor die woordjie was wat hy gebruik. In Grieks is dit die woordjie hen en dit dui op die voortgaande bestaan. Hy het dieselfde woordjie gebruik in Hoofstuk 1 vers 1 toe hy gesê het in die begin was die woord. Onthou hoe ons daar vir mekaar gesê dat toe die aarde en die hemele nog nie geskape is nie, net voor die skepping, toe was die woord alreeds gewees. En hier kom herbevestig Johannes hierdie gedagte as hy sê hy was in die wêreld. Met ander woorde, die wêreld het hom nie nou net ontvang nie, maar hy was alreeds in die wêreld en hy hou aan om voort te bestaan binne in die wêreld. Die wêreld dan, wat ons daar sien, is die woord kosmos, en wanneer hy die eerste keer die woord wêreld gebruik, praat hy van die geskape werklikheid waarin hy teenwoordig was. Met ander woorde, hy praat van die bome, die sand, die see, die mense, die diere, alles wat ons aan dink as ons dink aan die wêreld waarin ons woon, die fisiese. Maar nou sê hy, en die wêreld het deur hom ontstaan. Nou, as ons kyk na die wêreld hierso, praat hy werklik van die geskape orde. Hy praat van die alles wat ontstaan het, die fisiese en die metafisiese, die fisiese en die dinge wat nie fisies is nie, die geestelike dinge, alles het deur hom ontstaan. Die woorde deur hom is ook baie interessant. Dit beteken die woorde die auto wat beteken Christus is die skepper, maar nie deel van die skepper nie. Met ander woorde, as dit sê dit het deur hom ontstaan, is dit dieselfde as wat iemand sou sê dit is deur hom gemaak. Die laaste keer gebruik hy egter die wêreld op 'n heel anders manier. Hierdie keer sê hy en die wêreld het hom nie geken nie. Nou hoewel dit in hierdie laaste keer ook die woord kosmos is en ook die woord wêreld vertaal is, verwys hierdie wêreld hierdie keer meer na die gevalle mensdom. Die bome en die plante en die gras kan die Here Jesus tog nie ken, verwerp of aanvaar nie. Die diere in die veld kan hom nie ken, verwerp of aanvaar nie. Maar die wêreld, die mense binne in die wêreld, die gevalle mensdom en die sisteme en ordes wat daarmee saamgaan, die het hom verseker nie ontvang nie. Die woord ego daarso of beteken om te ken en dit beteken om iemand te herken, te erken
of 'n persoonlike verhouding met hom te hê. Met ander woorde, wanneer Johannes skryf dat die wêreld hom nie geken het nie, beteken dit nie dat die wêreld nie net geweet het van die Here Jesus nie. Dit beteken dat daar geen persoonlike verhouding met die Here Jesus was nie. Hulle was dalk aan hom voorgestel, hulle het die opsie gehad om hom aan te neem, maar hulle verwerp die Here Jesus. Daar is geen persoonlike verhouding met die Here Jesus nie. Hulle wou hom nie erken as 'n koning nie, hulle wou hom nie erken as die Messias nie, hulle wou hom nie herken as die een wat deur God gestuur is nie. Nou, hier is baie pynlike ironie, soos wat die blokkie daar aan die regterkant sê. Die skepping bestaan deur hom, maar erken nie sy eie skepper nie. Soos 'n kind wat miskien sal huil as hy by sy eie ma en pa opgetel word, so het die skepping nie die skepper geken nie. Hulle het die Here Jesus gesien, hulle het geweet hy kom, hulle het al die tekens gehad, hulle het al die waarskuwings gehad en 'n paar keer is hulle tot prontuit gesê, maar die skepping het die skepper nie herken nie. Nou hier wil ek sê, ongeloof is nie bloot 'n gebrek aan bewyse nie. Dis 'n geestelike blindheid en 'n weerstaan teen Christus se aanspraak dat hy die seun van God is wat gekom het om te sterwe om die mense van hulle sonde te kan verlos, die wat in hom glo. En deur net hierdie eerste versie 'n bietjie te ondersoek en dit na te dink, sien ons eintlik 'n hele paar van die dinge raak wat in ons moderne samelewing al klaar 'n probleem is. Daar's baie mense wat sê dat hulle in die Here Jesus glo, maar nog steeds in geestelike blindheid lewe. Hulle weet van die Here Jesus, hulle glo dalk akademies of verstandelik in die Here Jesus se koms en sy bestaan hier op aarde. Hy het dalk selfs die wonderwerke gedoen, hy het dalk selfs die kruisdood deurgemaak, hy het dalk selfs opgestaan uit die dood. Hulle aanvaar al hierdie dinge as feite, soos wat ek miskien feite sou aanvaar van wat een of ander president ergens in die geskiedenis gedoen het. Maar daar is geen persoonlike verhouding nie. Daar is geen werklike innerlike erkenning dat hy die seun van God is, die Christus is, die verlosser is nie. Want om hom te erken as 'n verlosser, moet mens eers erken dat jy verlossing nodig het. Daar is 2 verse wat ek graag wil aanhaal. Die eerste vers vind ons in Johannes 3 vers 19. Nou in Johannes 3 is die Here Jesus self besig om met Nikodemus die Fariseer te gesels en dan sê die Here Jesus self, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Hierdie keer verleen die Here Jesus om terug na Johannes se vroeër metafoor waar die Here Jesus ook die lig van die wêreld was, maar die boodskap bly dieselfde. Net soos wat die Skepper na die skepping gekom het en die skepping die Skepper verwerp het, net so het die lig na die duisternis gekom, maar die mense het die duisternis waarin hulle was liewer gehaat as die lig. Hulle wou nie erken dat hulle verlore was nie, hulle werke was boos gewees en daarom verwerp hulle hierdie lig wat vir hulle sê dat hulle 'n skepper en 'n verlosser nodig het en hulle gee dit terug vir die Here. Hulle wil dit nie deel van hulle maak nie. Hulle het die duisternis liefgehad en die lig verwerp. Presies wat Johannes besig is om te sê in vers 10. Hierdie gedagte wat die Here Jesus aan Nikodemus verduidelik het, word baie duidelik later in Johannes 5 vers 39 tot vers 40. Wanneer die Here Jesus besig is om met die Fariseërs te praat, sê hy: "Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Die lig het in die wêreld ingekom, maar die wêreld het die duisternis liewer gehaat as die lig. Die lewe het in die wêreld ingekom, maar soos in hierdie vers, hulle wou die lewe nie hê nie. Die woord het onder ons inkom woon en vlees geword, maar ons het die woord ook verwerp." Die tragiese verhaal van die koms van hierdie beloofde Messias
wat absoluut verwerp is, reeds hier in die proloog van die evangelie. Is dit nie wonderlik nie? Nou die waarde van hierdie versie kom vir my baie mooi na vore wanneer ons so klein bietjie tyd daaraan spandeer. Eers kan 'n mens sê dat 'n mens van Jesus weet sonder om hom te ken. 'n Mens kan al die dinge van die Here Jesus weet. Jy kan al die feite in jou kop hê. Jy kan die Bybel van buiteblad tot buiteblad bestudeer en al die versies uit jou kop uit opsê, maar jy ken hom nie. Iemand kan vandag 'n baie deeglike kenner wees van Winston Churchill, maar ons kan al die feite opsom. Ons kan elke boek oor sy lewe lees. Ons kan meer van hom weet as wat hy waarskynlik van homself geweet het, maar dit beteken nog steeds nie dat ons 'n persoonlike verhouding met Winston Churchill het nie. Mens kan van die Here Jesus weet sonder om hom te ken. 'n Mens kan oor Christus preek sonder om voor hom te buig. 'n Baie gevaarlike realiteit. 'n Mens kan Christelike taal praat sonder om die Here te erken. Daardie erkenning van die Here gaan oor meer as net die feit dat hy is wie hy sê hy is, maar dit gaan oor sy karakter, sy intensie, sy gedagtes wat vir ons in die skrif geopenbaar word. En 'n mens kan in 'n Christelike huis groot word sonder om wedergebore te wees. Wedergeboorte, gaan ons later na kyk, is 'n werk van die Here en daarom is dit iets wat die Here vir 'n mens doen wanneer 'n mens jou vertroue in hom plaas. 'n Mens kan van die Here weet, die lig kan na jou toe kom, maar jy kan die lig in sy werklikheid verwerp. Daarom is die vraag nie bloot weet ek wie Jesus is nie, maar erken en ontvang ek hom as die Here deur wie ek bestaan. Erken en ontvang ek hom as die Here deur wie ek bestaan. Ons lees dan verder in Johannes 1 vers 11. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Nou in die Grieks is daar iets baie interessant om op te let in hierdie gedeelte. Wanneer ons sê hy het na sy eiendom gekom, gebruik ons die Griekse woorde ta idia. En dit beteken sy eie gebied, sy eiendom, dit wat aan hom behoort. Met ander woorde, dit dui amper 'n besitting aan, amper 'n wetlike besitting van iets. My kar, my huis, my erf, my besittings binne in my huis, dit is ta idia. Maar dan kom hy in die volgende gedeelte en hy gebruik amper dieselfde woorde, maar hierdie keer met die manlike verbuiging in die taal. Hoi idioi. En daai woorde beteken na sy eie mense, na Israel, die verbondsvolk. Wanneer ek ho idioi gebruik, dan verwys ek na my mense, soos wat ons maar praat van ons eie mense. Mense wat dieselfde as ons dink, mense met dieselfde kultuur, mense met dieselfde hart en dieselfde herkoms. Ons ou boerevolk is my eie mense. En hoe tragies dat die Here Jesus nie net gekom het na dit wat hy geskape het nie, maar na ook dit wat hy besit het as God die Vader en na sy eie mense, maar hulle het hom nie aangeneem nie. En die woordjies aangeneem is hier ook baie belangrik om te verstaan. En dit is die woord paralabon. Nou dit beteken nie net dat jy iemand aanneem nie, maar dit beteken om te ontvang, om te verwelkom of om hom nie te verwelkom nie. As hy sê, hulle het hom nie aangeneem nie. Met ander woorde, hy was nie 'n welkom gas by hulle gewees nie. Wanneer iemand by my kom kuier en ek daardie persoon in my huis inneem en ek hulle 'n deel van my ervaring van die dag maak, dan het ek geparalabon, nee, dan het ek hulle aangeneem. En dit is wat hier staan. Die Here Jesus het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense se deure was toe vir hom. En ek dink sommer dadelik terug aan die verhaal van Bethlehem by sy geboorte waar Josef en Maria daar in Bethlehem ingaan om getel te word en daar was geen plek vir hulle om te slaap nie, sodat hulle saam met die diere in die skuur van 'n herberg moes gaan oornag. Van die begin van die Here Jesus se lewe af, van net voor sy geboorte, was daar geen plek vir hom by sy eie mense nie.
eintlik baie tragies. En ons sien ook mooi progressie tussen vers 10 en vers 11 hier, terwyl dit dieselfde gedagte vir ons het. In vers 10 staan daar, hulle het hom nie geken nie. Met ander woorde, hulle wou geen verhouding met hom gehad het nie. Hulle wou geen assosiasie met hom gehad het nie, maar hulle het hom ook nie ontvang nie. Hulle het hom nie eers 'n plekkie aan die tafel gegee nie, alhoewel hulle as gevolg bloot van sy ras hom moes ontvang en een van hulle gemaak het. Christus se koms vereis 'n beslissing. Ontvang jy hom of verwerp jy hom? Wanneer die Here Jesus aan jou geopenbaar word, net soos wat hy aan sy eie mense geopenbaar is, terwyl jy ook maar sy eie mens is en sy eie eiendom is, wanneer die Here Jesus na jou toe kom, is daar plek in jou lewe vir die Here Jesus, of is daar nie eintlik plek nie? Is daar plek vir jou om hom te ken? Is daar plek vir jou om hom in jou lewe te verwelkom? En hier wil ek net vir so 'n oomblik 'n klein bietjie preek en sê, mense is baie lief daarvoor om deesdae te sê dat hulle graag kerk toe wou kom, maar daar was net nie tyd nie. Hulle graag vir die Here iets wou beteken, maar daar was net nie tyd nie. Hulle graag nog vir ander wou vertel van die Here Jesus, maar hulle is baie besig op die oomblik by die werk. En hier sien ons so duidelik hoe die volk Israel presies dieselfde gedoen het, nê. Hulle het nie vir hom tyd gehad nie, hulle het nie vir hom plek in hulle lewe gehad nie. Laat ons as kinders van die Here nooit ooit daardie selfde fout maak nie. Jy moet die Here Jesus aanneem en verwelkom as nommer 1 in jou lewe. Of jy moet besef in jou lewe slaap hy dalk ook eers in die skuur. Daar is 'n baie belangrike waarheid wat ons ook by hierdie vers moet besef. Hoewel die Here Jesus na sy eiendom en na sy eie mense gekom het, het dit nie outomaties beteken dat hulle gered is nie. Hulle het nie outomaties verdien om hemel toe te gaan bloot omdat hulle die volk van die Here was nie. Israel het sekere voorregte geniet. Hulle het die wet gehad, hulle het die profete gehad, hulle het die tempel gehad, hulle het die offers gehad en hulle het al die beloftes van die Messias gehad. Maar dit beteken nie dat hulle gered was nie. Inteendeel, as 'n algemene reël, nie dat alle Jode verlore geraak het in die Here Jesus se tyd nie, maar oor die grootste meerderheid van hulle het die Messias toe hy kom verwerp en die lewe toe dit kom verwerp en die lig toe dit kom nie so lief gehad soos die duisternis nie. Net omdat iemand in 'n sekere volk of in 'n sekere groep gebore is, beteken nie dat hulle hemel toe gaan nie. En daarom wil ek dit amper verskuif na die moderne kerk toe en ek wil sê die doop red ons nie sonder geloof nie. Kerklidmaatskap red ons nie. 'n Christelike familiegeskiedenis red ons nie. Teologiese kennis van die Bybel red ons nie. En 'n kerklike ampt red jou nie. Jy gaan nie hemel toe omdat jy 'n ouderling was of omdat jy gedoop was of omdat jy in 'n kerk was of omdat jy in 'n Christelike huis groot geword het of omdat jy maar baie Christelike waardes gehad het nie. Die enigste ware ding wat ons red is die Here Jesus Christus, wanneer ons hom ontvang en verwelkom in ons lewe. Godsdienstige nabyheid aan Christus is nie dieselfde as 'n persoonlike ontvangs van Christus nie. 'n Mens moet daardie persoonlike verhouding met die Here Jesus hê. 'n Mens moet hom in jou lewe in verwelkom. Hy moet 'n deel van jou lewe vorm, nie 'n deel wat Sondag oopgesluit en weer toegesluit kan word nie, nie 'n aktiwiteit waarin ek betrokke is nie, maar 'n werklike verhouding met die Here Jesus Christus is al wat ons red. Hoe kosbaar is dit? So beweeg ons aan na vers 12 van hierdie gedeelte. En vers 12 begin met 'n baie belangrike woord, die woord maar. In vers 10 en 11 het ons nog gekyk na Christus wat na die wêreld toe gekom het en die wêreld het sy rug op die Here gedraai, die wêreld het Christus verwerp. Maar almal binne die wêreld het Christus nie verwerp nie. Daar is 'n uitsondering op hierdie verhaal wat vertel word en dit sien ons in vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het. Met ander woorde, daardie woordjie maar of in Grieks is die groot keerpunt. Dis die verskil tussen kinders van God en die kinders van die duisternis in die vorige 2 verse. Dan sê hy maar almal wat hom aangeneem het. Nou, wanneer ons daarna kyk, sien ons die woord almal daarso
In Grieks is dit die woord ousoi en dit beteken almal. Dit sluit alle nasies, tale en volke dan in. En kry ons weer daardie baie interessante Griekse woord, die woord lambano, wat beteken om te ontvang of om te verwelkom. Met ander woorde, die uitnodiging is wyd oop. Om hom te ontvang is om in sy naam te glo. Die uitnodiging vir almal is daar om hom te ontvang en almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy die mag gegee. Daardie mag is 'n vreeslike Griekse woord en dit beteken dat Christus gee jou reg en status. Hy gee jou die reg en die status. Dis nie 'n natuurlike ding nie. Dis nie 'n ding wat jy verdien nie. Dis nie 'n ding wat jy self verklaar nie. Dit is 'n gawe van die Here en hy gee dit aan jou. En hierdie reg is om kinders van God te word. Nou, daar's 'n belangrike onderskeid wat hier getref moet word. Want ons weet die Here Jesus is die seun van God, huios tou theou, en dan noem hy ons hierso kinders van God, teknia tou theou. En hierdie teknia theou beteken Christus is die unieke seun, gelowiges is kinders deur die genade, deur die geloof en deur hulle aanneming van die Here Jesus Christus word ons deel gemaak van God se huisgesin. Kom ek verduidelik dit so. God kon ons gered het en dit daar gelos het. Maar God maak die keuse dat die wat hy red, hy ook sal aanneem as sy kinders. Hy sal hulle sy kinders maak. En dan maak hy hierso die baie duidelike beslissing aan hulle wat in sy naam glo. Nou hierdie glo in sy naam is meer as kennis, dit is vertroue, afhanklikheid, oorgawe. En natuurlik in sy naam glo verwys na sy identiteit, sy gesag en sy karakter. Dat hy is wie hy sê hy is, dat hy doen wat hy sê hy doen en dat hy vir ons aan die kruis gesterf het sodat ons deur hom mag lewe. Die beslissende vraag is dus wat hierdie vir ons vra, wie ontvang die seun? Wie ontvang die seun? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. So kinders van die Here ontvang die seun van die Here en daardeur word hulle as kinders van God aangeneem. So nou wil ek gou-gou 'n opsomming maak, want daar is baie gedagtes wat in ons tyd en dag rondgaan oor hoe word 'n mens dan nou 'n kind van God? Hoe word 'n mens gered? Daar is 'n hele paar mense wat saamstem dat ons verlore is, dat ons redding nodig het as 'n mens en dat ons hierdie redding op een of ander manier moet verkry. Nou Johannes se proloog is al reeds baie duidelik. Daardie baie belangrike woord lambano om hom aan te neem, dit beteken om hom persoonlik te verwelkom as Here, om hom te ontvang soos hy homself openbaar en jou aan sy gesag en heerskappy toe te vertrou. Dis ongelooflik waar. Dis wat dit beteken om die Here Jesus aan te neem. Ek maak hom 'n deel van my lewe. Ek glo hom oor wie hy is en ek aanvaar sy gesag en sy heerskappy in my lewe. Al hou ek nie altyd van dit wat hy sê nie, ek volg dit altyd want hy is Here in my lewe. En dan die verdere ene in sy naam glo, dit vertrou wie hy is, sy identiteit, sy karakter en sy gesag en plaas jou vertroue en redding in hom alleen. Leef in afhanklikheid en oorgawe aan hom. Dit beteken ek bring nie eers my eie werke na die tafel toe nie. Ek gaan nie eers probeer om vir myself saligheid te verdien nie. Ek weet, ek glo en ek aanvaar my enigste kans om gered te word is Jesus Christus en Jesus Christus alleen. Hierdie twee sake saam is 'n geloofsreaksie, nie 'n verdienste nie. Met ander woorde, ons word nie beloon met redding deurdat ons hom aanneem en in sy naam glo nie, maar wanneer ons hom aanneem en in sy naam glo, is die geloofsreaksie daarvan dat ons kinders van God word. En God kom gee vir ons die reg en status wat Christus uit genade vir ons skenk. Nou dit is vir my belangrik dat ek hier ook sal noem dat daar 'n paar dinge is wat mense vandag sê oor hoe 'n mens 'n kind van God word, wat eenvoudig net deur hierdie paar verse nie waar is nie.
Baie mense meen dis deur jou herkoms of jou bloedlyn. Met ander woorde, jy's 'n kind van God omdat jy 'n Jood is, of omdat jy aan 'n sekere ras behoort, of omdat jy aan 'n sekere geslag behoort. Dit is eenvoudig net nie waar nie. Hy het na sy eie gekom en sy eie het hom verwerp. Dan is daar mense wat sê dis 'n verbondsvoorreg. God het met ons hierdie verbond geskep in die Ou Testament deur die besnyding en in die Nuwe Testament deur die doop en daardeur is ons gered. Dis ongelukkig nie waar nie. Jy moet hom aanneem en jy moet in hom glo. Blote intellektuele aanvaarding van wat hy is. So, ek glo in Jesus, ek weet hy was daar, ek weet hy het die werke gedoen, maar ek hou hom aan een kant en ek gaan aan met my lewe. In ander woorde, ek glo die Bybel is die waarheid. Ek het dit net nog nie deel van my lewe gemaak nie. Net soos die Fariseërs, blote intellektuele aanvaarding gaan nie werk nie. Goeie werke is wonderlik vir ons om te doen, maar dit gaan ons nie in die hemel inbring nie. Die onderhouding van die wet is wonderlik vir ons om te doen, maar dit verdien nie vir ons 'n plek in die hemel nie. En die verbintenis aan 'n kerk of 'n organisasie, fantasties, maar dit kry ons nie in die hemel nie. Ons is alleenlik kinders van God wanneer ons hom aanneem en in sy naam glo. Prys die Here. So, hoe lyk hierdie aanvaarding van die Here Jesus, hierdie lambano dan in die praktyk? Wel, Christelike geloof is nie bloot ek glo dat Jesus bestaan nie, maar ek vertrou myself aan Jesus toe wat homself as Here, Skepper, Seun en Verlosser bekend maak. Nou hier het ek twee gedeeltes bygevoeg wat vir my baie belangrik is om te verstaan en dit is, hy is nie net iemand wat ek bewonder nie, maar gehoorsaam. Daar's baie mense vandag wat 'n groot bewondering het vir die Here Jesus. Net soos wat hulle 'n bewondering het vir Nelson Mandela en die Dalai Lama en baie ander wyses oor die eeue heen. Maar die Here Jesus is nie net iemand om te bewonder vir die feit van bewondering nie. Hy's iemand om te gehoorsaam. Iemand wie se woorde, iemand wie se wette, iemand wie se gebooie ons moet onderhou in ons lewens. En dan is hy verseker nie net iemand om as 'n helper te gebruik nie. Ons het altyd gespot toe ek nog voltyds in die onderwys was, en gesê daar is niemand so geestelik soos 'n student voordat hy eksamen skryf nie. Want voordat hy eksamen skryf, dan ken hy die Here as die groot helper. Maar God is nie net daar om ons te help en ons te versorg en die paaie vir ons gelyk te maak en klippe uit ons pad uit te rol en ons te genees en ons finansies na te gaan en al daardie dinge vir ons te doen nie. Hy is 'n Here wat ons moet aanvaar, 'n koning voor wie ons moet buig, 'n God wie se gesag en wysheid ons in ons lewens moet aanneem en 'n deel van ons eie lewe moet maak. Nou vers 13 bou voort op die waarheid wat vir ons in vers 12 geleer is, met een belangrike ontvouing daarvan. In vers 12 sien ons ontvang en glo die Here Jesus. Met ander woorde, dis hierdie menslike reaksie teenoor die koms van die Here Jesus. Maar in vers 13 sien ons die goddelike oorsprong van wat dan gebeur. Ons word uit God uitgebore. Met ander woorde, ons sien die muntstuk van twee kante af. Die mens se reaksie om God aan te roep, om hom te aanvaar, om in hom te glo, ons vertroue in hom te plaas en dan God wat vir ons lewe skenk van sy kant af, en die wedergeboorte natuurlik. Nou dit sien ons hier in vers 13 met wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Nou daardie eerste 3 stellings, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, lyk asof dit 3 maniere is om amper dieselfde ding te sê. Dis asof jy sê ek gaan nooit nie vandag nie gister nie môre nie, ek sal nooit ooit in my lewe nie. Dis dieselfde ding wat jy op verskillende maniere herhaal om klem daarop te lê. En nou kom Johannes en hy sê dis nie uit die bloed nie. Nou hier kan ons sien die woorde daar is ex haimaton en dit beteken dit is nie geërf nie. Daar is geen afkoms volk of kerkfamilie wat 'n mens uit God gebore laat word nie, wat mens 'n kind van die Here uitmaak nie. Met ander woorde, geestelikheid word nie geërf nie. 'n Mens kan nie 'n kind van die Here Jesus wees
omdat jou ouers of jou voorouers of jou grootvoorouders 'n kind van die Here Jesus was nie. 'n Mens moet self die Here Jesus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Dan die volgende is die gedagte daar nie uit vlees nie. Daardie uit vlees is die Thelma Andros en dit beteken nie 'n menslike besluit ekskuus. Is Thelma Sacros wat beteken menslike liggaamlike begeerte. Met ander woorde, nie deur natuurlike voortplanting nie. Nou, en dis maar eintlik weer eens 'n manier om te sê nie net omdat jy gebore is wie jy gebore is nie net omdat jy 'n Jood is in die konteks waarin hy skryf nie. En dan die laaste, nie uit die wil van 'n man nie. Met ander woorde, nie uit 'n menslike besluit, wil of vermoë nie. Maar daardie groot keerpunt, dit is uit God gebore. En dis so belangrik om te verstaan. En hierdie is passief. God is die bron en die bewerker van die nuwe lewe uit God. Met ander woorde, wanneer hierdie wedergeboorte plaasvind in my lewe, wanneer ek weer geestelik gebore word, God kom maak 'n nuwe skepsel binne in my, ek word 'n kind van die Here, dan is dit nie ek wat daardie werk uitrig nie, dis nie ek wat daardie werk doen nie, dis God wat daardie werk doen. En prys hom dat hy daardie werk doen, want daar is bepaalde goeie en kosbare voordele in die feit dat die Here hierdie werk in ons lewe doen. Ek het vir ons so 'n opsommingkie gemaak van wat hierdie voordele moontlik kan wees. Die eerste is nederigheid. Ek het nie myself gered nie. En dis 'n kosbare waarheid. Aan God behoort al die eer. Aan God behoort al die glorie, want hy alleen het die genade gehad om my te red. Ek kan nederig voor die Here buig omdat ek weet dat ek niks uit myself uit kon doen om my te red, behalwe om hierdie redding te kon aanvaar deur die Here Jesus Christus aan te neem nie. Hierdie feit bied ook vir my sekerheid. My kindskap berus op God se werk, nie my wisselende gevoelings nie. Met ander woorde, ek het nie tot bekering gekom omdat daar by my een of ander emosie of een of ander oortuiging of een of ander beswyming was nie, maar God het die werk vir my kom doen. Daarom kan net God hierdie werk wat hy gedoen het, kan hy weer verbreek en God sê en beloof in sy woord dat hy dit nooit ooit sal verbreek nie. Daarom weet ek dat as ek môre miskien val, as ek môre miskien nie in dieselfde bui is nie, as ek môre nie dieselfde emosie ervaar nie of nie in dieselfde beswyming raak nie, dan is ek nog steeds gered want God het hierdie werk in my lewe kom doen, nie ek nie. Dit gee vir my die genade van gelykheid. Geen ras, volk, klas of familie het 'n geestelike bloedreg voor God nie. Met ander woorde, ek is nie gered omdat ek 'n Jood is nie, ek is nie gered omdat ek 'n Afrikaner is nie, ek is nie gered omdat ek 'n Indiër of 'n Moslem is nie, ek is nie gered omdat ek 'n sekere taal praat nie, of aan 'n sekere klas of aan 'n sekere familie behoort nie. Ek is uit God gebore deur die hart van God. Hy het die werk gedoen. Dit beteken evangelisasie vereis die verkondiging en van die vernuwende werk van God, die Here wat 'n nuwe skepsel in my maak en dan natuurlik heiligheid. As God ons Vader geword het, moet sy karakter al hoe meer in sy kinders sigbaar word. Net soos wat mens baie keer in kinders gebruike en gewoontes van hulle ouers kan raak sien en jy kan sien dis sy pa se kind of sy ma se kind, so moet ons pa se kind wees. Ons moet kinders van die Here wees wat die werke, die karakter, die gewoontes, die hart, die gedagtes van ons Vader ook kan uitleef. En wat 'n groot voorreg om dit nie te kan wees nie. Vir enige kind wat al ooit trots was om te sê, ek is so bietjie soos my pa. Hoeveel trotser kan ons nie wees om te sê, maar ons is net soos ons hemelse Vader nie. Hoe kosbaar is dit? En so bring Johannes ons dan eintlik by die crescendo van hierdie waarheid wat hy vir ons in die proloog kom neerskryf, die woorde van vers 14. En hierdie woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou, baie interessant die woordjie, die woord weer wat verbind daar met die ewige, die logos, die ewige woord wat by God die Vader was, die ewige woord wat waarlik mens geword het, sy godheid is nie verminder nie.
Hy het 'n ware menslike natuur aangeneem met broosheid, maar sonder sonde. Met ander woorde, toe die Here Jesus mens geword het, het hy nie verander wie hy was nie. Hy het meer geword as wat hy was. Hy was God altyd gewees en hy is nog steeds God gewees toe hy die Here Jesus was, 100% God, en hy sal ook vir ewig God bly, maar toe hy mens geword het, het hy daardie menslike natuur amper bygekry, sodat hy 100% God en 100% mens was. Hy het vlees geword. En ons sien dit daar in die volgende, het vlees geword. Dit beteken letterlik, hy het sy tent onder ons opgeslaan. Die tabernakelmotief, God se teenwoordigheid en heerlikheid word nou in 'n persoon, die ware ontmoetingsplek tussen God en mens. Dis 'n hele boodskap wat ons op sy eie kan bring, maar toe God met die volk gepraat het, daar in die woestyn, het hy vir Moses die opdrag gegee en gesê, bou vir my 'n tabernakel, en die groot rede daarvoor was, sodat hy tussen sy mense kon woon. Maar daar was altyd hierdie voorhangsel tussen God en die mense, altyd hierdie afskeidsel tussen God en sy mense. Een wat die Here Jesus oorbrug het, toe hy net soos ons mens geword het, en ons daar met God kon ontmoet. En ons het sy heerlikheid aanskou. Die apostels lewer ooggetuienis, sy heerlikheid word gesien in sy tekens, sy woorde, sy genade, die kruis, die opstanding, die majesteit en die selfopofferende liefde. Die woorde van hierdie evangelie wat vir ons voorlê. Wat 'n voorskou, die heerlikheid van die Here Jesus. En dan natuurlik die enige gebore wat van die Vader kom, daardie woord enige of enige geborene beteken die unieke ewige seun, nie geskape nie. Gelowiges word kinders deur genade. Christus alleen is die seun wat God die Vader volmaak openbaar. Hy het die Vader gesien. Hy kom van die Vader af. Hy wys ons die Vader. En dan eindig Johannes met hierdie woorde, vol genade en waarheid. Nou genade en waarheid, hierdie onverdiende goedheid en volkomme betroubaarheid, is verbondstaal uit Eksodus 34, daardie gedeelte oor die tabernakel. God is genadig teenoor die skuldiges en getrou aan sy beloftes. Hy het nie opgehou om te wees wie hy was nie, hy het geword wat hy voorheen nie was nie, toe hy mens geword het, toe hy vlees geword het onder ons. Kosbaar. Net so vir interessantheid het ek ook die tempel motief hier ingegooi om die gelykenis te sien tussen Eksodus 33 en 34 en Johannes 1 vers 14. God woon by sy volk in daardie hoofstukke, 'n kosbare, kragtige gedeelte om te gaan lees. En hier sien ons Christus het vlees geword en hy het sy tent onder ons opgeslaan. Hy het onder ons gewoon. Dan Moses, laat my tog u heerlikheid sien. En dan sê hy hier, ons het sy heerlikheid aanskou, amper asof die Here Jesus die finale volmaakte beantwoording is van daardie gebed wat Moses gebid het. En dan loop die Here verby Moses en Moses sien die nagaan van die Here Jesus van God se heerlikheid. Hy sien die agterkant daarvan en dan roep die Here sy eie naam uit en hy noem hom goedertieren en trou. En dan kom die goedertierenheid en trou na volle ontwikkeling hier in Johannes 1 vers 14, waar hy sê hy is vol genade en waarheid. Kosbaar hoe hierdie parallel tussen hierdie twee verse so mooi bestaan. God se teenwoordigheid en verbondskarakter word in die vlees geworde woord geopenbaar. Met ander woorde, die Here Jesus is die volmaakte vervulling van dit wat daar in Eksodus 33 en 34 gebeur. Dis vir my ongelooflik om te dink dat reeds daar, toe die volk in die woestyn was, die Here alreeds die Here Jesus in gedagte gehad het, toe hy vir hulle gesê het om hierdie tent in die woestyn op te rig. Nou ja, dis alwaarvoor ons tyd het om hierdie proloog mee af te sny en dit voel amper asof ons nog net aan die oppervlak daarvan geraak het. En daar's baie dinge wat ons oor kan gaan nadink. Ek het vir ons 'n paar van die teologiese waarhede wat ons alreeds in hierdie paar versies gesien het, kom opsom vir ons om te gaan naspeur en nadink in ons stilte tyd. Die eerste is geestelike blindheid. Sonde verdraai hoe ons God, onsself en die werklikheid sien.
En een van die kernwaarhede wat ons moet besef is dat almal in geestelike blindheid gebore is. En dat daardie geestelike blindheid iets is wat ons moet erken en raak sien in ons lewe voordat ons ons behoeftes sal sien om die lig te ervaar. En dan 'n voorreg red nie, die woord, sakramente, prediking in die kerk kan persoonlike geloof nie vervang nie. Beteken natuurlik nie dat die woord, die sakramente, die prediking in die kerk sleg is of dat dit nie deel van 'n kind van God se lewe behoort te wees en moet wees nie, maar dit is nie dinge wat vir ons die saligheid bewerk nie. Met ander woorde, ons gaan nie hemel toe omdat ons die woord, sakramente, prediking in die kerk het nie. Ons gaan hemel toe omdat ons die Here Jesus Christus aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Dan redding verenig ons met Christus. Om hom te ontvang en in sy naam te glo is om in Christus self te rus. Redding gee ons 'n nuwe identiteit. In Christus ontvang ons as die gelowige 'n nuwe vader, familie en kindskap. Is dit nie 'n pragtige beeld nie? Of die 5de gedagte, wedergeboorte is God se werk. Dis nie kultuur, afkoms, wilskrag of prestasie nie. Ons glo en God gee nuwe lewe. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, want uit genade is julle gered. Dit is 'n gawe van God, sodat niemand mag roem nie. En dan Jesus is volkome God en mens, die ware God wat van die Vader openbaar, die ware mens wat in ons plek staan en sterf. En dan natuurlik, God word in Christus geken. Jesus is God se unieke en beslissende selfopenbaring. Ek hoop dat u saam met my na hierdie gedeelte sal kyk en dit saam met my gaan naspeur en bedink en dit gaan toepas in u lewe en aan die Here Jesus al die eer gee wat God was, maar mens geword het, sodat ons hierdie nuwe lewe, hierdie wedergeboorte, hierdie openbaring van God kan ken. Hoe opwindend is dit nie? Ons kan kinders van die Here wees, kinders van ons geestelike Vader, want Jesus Christus was daar. Hoe maak dit nie dat ons uitsien na hierdie verhaal wat Johannes gaan vertel na die proloog nie? Volgende week kyk ons na die eerste een van die verhale in die evangelie volgens Johannes en ek hoop en vertrou dat ek daar ook sal sien. Ek hoop dit vanaand vir u iets spesonders beteken het en dat u ook daarin geseënd sal wees. Mag die Here u werklik seën en mag u sy liefde ervaar elke dag van u lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir al u genade, al u wysheid, al u liefde. Dankie dat u mens geword het. Dat u gekom het na 'n wêreld, bereid was om te kom na 'n wêreld waar die meeste u verwerp het, sodat die wat u glo, die wat u aangeneem het, Here, dat ons u kinders kan word en met u 'n verhouding kan hê en deur daardie verhouding deur u kan lewe. Leer ons, lei ons en gebruik ons, Here. Maak ons lewens 'n lied van dankbaarheid oor hierdie groot werk wat u vir ons gedoen het. Herinner ons daagliks van wie ons is, ons nuwe identiteit in Christus Jesus. En leer ons om u te gehoorsaam en u te kan volg, sodat die wêreld weet, u is nie net 'n selfhelpprediker nie, u is nie net daar om te motiveer nie. U is 'n Here wat gevolg moet word. En ek loof u daarvoor. Aan u al die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Amen. Ek sien u hooplik volgende week as die Here wil. Totsiens.